Right, so kom ons doen gou vinnige recap. Ons het laasweek toe gesels ons bietjie oor Openbaring 17 en Openbaring 17 praat ons van 'n stad met die naam Babylon en dit word voorgestel as 'n vrou en nie net as 'n vrou nie, maar as 'n prostituut wat verlei. En dan het ons so vinnige kontras gesit teenoor wat gebeur in Openbaring 21 en daar word hy nou vergelyk, dan is dit weer 'n stad, maar hierdie is nou die nuwe Jerusalem en dit word geken as die bruid van Christus. En so ons het basies begin en ons het gaan kyk na die kontras tussen dit. Ons het gepraat van hierdie prostituut, sy verlei met wyn, met seks en met rykdom. En dan praat ons basies van dat mense word dronk op dit wat sy offer. En dan het ons gesê, maar sy word dronk op die bloed van gelowiges. In die einde van hoofstuk 17 sien ons dat sy haar val kry, en ons sien dit in Openbaring 17 vers 16, die dier sal die prostituut haat en haar kaal en verlate maak, en hy sal haar vleis eet en haar met vuur verbrand. Dis wat basies haar ondergang gaan inlei, en dan het ons ook Jesus se oorwinning, want in die oorlogsproses dan maak hy daai een stelling in vers 14 van Openbaring 17. Hy sê, en hulle sal teen die lam oorlog voer, maar die lam sal hulle oorwin, omdat hy die heerser van heerser en koning van konings is, en saam met hom is die geroepenes, die uitverkorenes en die getroues. So dis wat ons sien. Ons het hierdie prentjie gehad van Babylon, en haar verleidelikheid en die vernietiging wat sy vir ons gebring het in Openbaring 17. Dan gaan ons na Openbaring 18 toe. Nou, Openbaring 18 gaan ons net hier en daar gaan kyk na 'n paar goedjies. So kom ons kyk gou vinnig na vers 1. Hierna het ek 'n ander engel uit die hemel sien afkom. Hy het oor groot mag besit en die aarde deur sy heerlikheid verlig. Hy het met 'n kragtige stem uitgeroep: Geval, geval het Babylon die Grote. Sy het 'n woonplek vir demone geword, 'n skuilplek vir elke onrein gees, 'n skuilplek vir elke onrein voël en 'n skuilplek vir elke onrein en veragtelike dier. Nou wat ons gaan lees vanaf vers 3, wil ek jy moet oplet na twee spesifieke goeters toe. So vers 4 gaan 'n waarskuwing wees wat aan die volk van God gedoen word, en dan het ons meeste van die tyd haar oordeel wat sy kry op grond van die feit dat sy wel geoordeel het. So, ons lees om vers 3, omdat al die nasies gedrink het van die wyn van die welles van haar hoerery, en let gou hier op, die konings van die aarde het onsedelik met haar verkeer en die handelaars van die aarde het ryk geword uit die aantrekkingskrag van haar weelde. Hou gou jou aandag op die konings en die handelaars, beide van hulle trek voordeel van haar. En dan sê ons vers 4, en hier is die waarskuwing aan die gelowiges. Toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan weg van haar my volk, sodat julle nie ook deelneem aan haar sonde en die pla van haar oor julle bring nie. So, kom ons stop net gou vinnig eers daar. So, hy praat spesifiek van die konings en die handelaars. Dit gaan belangrik wees, want ons gaan nou sien wat is hulle reaksie op die feit dat sy geval het. Maar dan kom hy en hy maak die stelling en hy praat spesifiek met die volk van God. En hy sê, wees versigtig van die impak van wat hierdie vrou doen, want die pla wat oor haar uitgestort gaan word, gaan ook oor jou uitgestort kan word. En so ek dink is belangrik vir ons om te verstaan dat daar moet altyd 'n eenkant gesit word. Ons moet in ons wese veg teen dit wat Babylon offer, sodat ons nie deel word van die ondergang wat saam met Babylon kom nie. Maar nou gaan gesels hy basies oor, of nou gaan hy praat oor die oordeel wat oor haar kom, vers 5. Haar sonde het opgehoop tot aan die hemel, en God het haar onregverdige dade onthou. Vergeld haar soos sy julle dit laat ontgeld het. Vergeld haar verdubbeld ooreenkomstig met haar dade. In die beker waarin sy vir julle gemeng het, moet julle vir haar 2 keer soveel meng. Gaan af na vers 8 toe. Daarom sal die pla wat vir haar bedoel is, haar op een dag tref. Dood en smart en hongersnood, en sy sal met vuur verbrand word, want magtig is die Here God, wat die oordeel oor haar gevel het. So hier kom uit en ons het amper half hierdie oordeel wat oor haar is nie net
gewone oordeel. Dis nie jy het iets verkeerd gedoen en daarom word daai iets aan jou gedoen nie. Dit is dubbel teenoor dit wat sy uitgedeel het. En ek moet sê nogals die beginsel wat ons hier moet verstaan van die oordeel van God, is mense wat na God toe kom en bekeer. Jy sê Here, ek is jammer vir dit wat ek gedoen het. Kom vergifnis vinnig. Maar vir die goddelose wat nooit bekeer nie, kom die oordeel dubbel terug, want dit wat hulle gedoen het, word nooit vergeet nie. En dit is vir ons belangrik om te verstaan, want dit herinner ons dat selfs al kyk ons en ons beleef en ons voel partykeer, Here, maar waar is u regverdige oordeel? Die hemel vergeet nooit nie. Dit wat gedoen word, word altyd onthou en dit sal vergeld word. Dan wat ons nou gaan sien, is nou volg die volgende gedeelte, is die konings, wat nou voordeel getrek het, begin huil en rou vanaf vers 9 en vers 10, en dan vanaf vers 11 het jy die handelaars wat huil en rou, en hulle rou al die pad tot en met vers 17 toe. Maar vers 17, dan sit hy nou vir jou 'n nuwe groep mense, en hierdie is ook mense wat voordeel getrek het, en hy sê vers 17, elke stuurman en elkeen wat iewers heen vaar, die matrose en hulle wat 'n lewe maak uit die see, het op 'n afstand gestaan. Hulle het geskree toe hulle die rook van haar verbranding sien en gesê, watter stad is net soos die groot stad. En hulle het die stof op hulle koppe gegooi, gestrooi en geskree, terwyl hulle gehuil en gerou het en gesê, wee groot stad. So ek dink nou, kyk ons na hierdie gedeelte en dan besef ons die impak van mense wat tot voordeel was van hierdie. Onthou nou, hierdie vrou verlei en sy gee rykdom en is wyn en is plesier en dit is alles waarom jy gee en almal wat afhanklik was van dit. Elkeen wat afhanklik was van dit, is dies wat die rouwerk doen en hulle huil en hulle ween oor ag Here, wat het gebeur? Nie eers ag Here nie, net wat het gebeur met al hierdie wat plaasgevind het. En ek dink dis die groot ding is, ek dink dis so vinnig dat rykdom en gemak en status vir ons so gewoond kan maak, dat as ons die dag dit verloor, sal ons nie weet wat om te maak nie. Ek vat nou, ons is so rukkie terug was ons by 'n uitreik in Papalong gewees, en dan dink ek by myself, ek dink as ons huise moet verruil vir 'n shack in Papalong waar jy basies enkel hoogte deur Soerich moet beweeg in die strate, dan wonder ek hoeveel van ons sal regtig kan aanpas. En hoe gemaklik het ons geraak met ons rykdom en ons status. Dis wat gebeur is, ek dink ons raak so gewoond daaraan, om in 'n kar te kan klim en te ry van punt A na punt B toe, dat ons het nie die opsie eers om net te moet stap vir 10 kilos werk toe of 10 kilos ergens heen nie. Dis wat gebeur, is ons is so gewoond daaraan. En hier is 'n voorbeeld vir mense wat gewoond is aan hierdie rykdom, gewoond is aan alles wat hulle het, en toe dit weggeruk is onder hulle, toe begin hulle huil en hulle begin rou. En dis wat gebeur. So dit herinner ons dat ons nooit ons hoop op dit kan sit nie. Nooit, nêrens kan ons hoop op die plesier en die rykdom en die vreugde wat die wêreld bied, dink dat hierdie gaan vir ewig kan hou nie. En dan volg die volgende gedeelte vanaf vers 21. Praat hy nou van dat daar gaan geen vreugde wees nie. Daar's geen meer hoop vir hierdie stad nie. Vers 21. Toe het ek een sterk engel 'n klip soos 'n groot maalklip van 'n donkie opgetel en dit in die see sien gooi en het gesê, net so met geweld sal die groot stad Babylon neergegooi word en sy sal nooit weer gevind word nie. En die klank van siterspelers en sangers, van fluitspelers en trompetblaasters sal nooit weer in jou gehoor word nie. Die siterspelers, sangers, fluitspelers, trompetblaasters, hierdie is ouens wat musiek bring, musiek wat vrolik is, die lag, die gesels, die partytjies, die vieringe, niks van hierdie sal ooit weer plaasvind nie. Geen ambagsman van enige ambag sal ooit weer in jou gevind word nie. Daar gaan nooit geherstel word nie, daar gaan nooit weer geherbou word in hierdie stad nie. En dan sê hy, ook die geluid van die meule sal nooit weer in jou gehoor word nie. En hierdie is natuurlik wat plaasgevind het van as die graan gepers was spesifiek om kos te vervaardig. Niks van hierdie sal weer gehoor word nie. En die lig van die lamp sal nooit weer in jou skyn nie. Nou die konsep
van load shedding kon ons nou hier so 'n grappie gemaak het, maar load shedding is nou nie meer hier nie. So nou kon ons nie meer grappies maak oor load shedding, maar dis die idee van 'n ghost town. Is jy gaan vroeg aand deur 'n plek en daar is niks nie, geen lampie nie, niemand is daar nie. Dis soos die donker eerie plek wat 'n mens beleef. En die stem van 'n bruidegom en 'n bruid sal nooit weer in jou gehoor word nie. Die vreugde, die liefde, die viering van 'n huwelik, die toekomsverwagting dat ons trou en ons bou 'n familie en ons bly hierso, sal nooit weer in die stad gehoor word nie. Jou sakelei was die magtiges van die aarde, wat deur jou betowering is al die nasies mislei. Hier kom hy en hy praat nou wat het daai tyd, die goeie ou jare, toe al die sakeleië, die magtiges nog 'n rol gespeel het in vers 24, maar in haar is ook die bloed van profete en heiliges gevind en ook almal wat op aarde doodgemaak is. So hier sien jy, maar binne in hierdie stad lê ook die geskiedenis van die vernietiging van die profete, die martelaars wat hulle lewens gegee het as prys daarvan en ook al die mense wat vernietiging beleef het op grond van dit wat sy gebied het. En so dis wat ons sien, jy het amper al hierdie prentjie wat volledig aangaan. So kom ons gaan net gou-gou, ons recap net gou eers. Wat is die struktuur van Openbaring tot nou toe? Onthou nou, as ons gaan kyk na die seels en ons gaan kyk na die trompette en ons gaan kyk na die gebeure, daai 7 tonele en ons gaan kyk na die 7 bakke, dan sien ons elke keer 'n patroon. Jy sien die goddeloosheid wat plaasvind, die vernietiging wat kom op grond van die goddeloosheid. Dan sien jy die oordeel op hierdie goddeloosheid van God en dan volg dit altyd met 'n prentjie in die hemel wat 'n mens hierdie lofprysing beleef, hierdie aanbiddingsmoment wat ons beleef te midde van die chaos wat sopas plaasgevind het. Jy sien dit met die 7 seels, jy het 6 seels, dis die vernietiging, dis die oordeel en dan het jy hierdie aanbiddingsmoment. Selfde met die trompette, jy het hierdie vernietiging wat plaasvind, die oordeel op dit en dan het jy die aanbiddingsmoment. Selfde met die 7 tonele, hy eindig ook met hierdie aanbiddingsmoment na al hierdie chaos was en die oordeel wat uitgestort is. Selfde met die 7 bakke en nou sien ons dieselfde wat afspeel. So Openbaring 17 was die vernietiging van Babylon en haar impak gewees op die wêreld. Openbaring 18 praat nou van die oordeel op hierdie prostituut. En nou as ek en jy Openbaring 19 oopmaak, dan beleef ons hierdie aanbidding wat dan plaasvind in die hemel. Dis hierdie aanbiddingsmoment wat ons dan gaan raak sien. So kom ons gaan kyk dan. Openbaring 19 vers 1. Hierna het ek 'n harde klank gehoor, soos 'n groot skare wat in die hemel jubel. Halleluja, die verlossing, die heerlikheid en die krag behoort aan ons God. Waar en regverdig is sy oordeele, want hy het die groot prostituut veroordeel. Sy wat die aarde met haar hoerery verlei het, en hy het die bloed van sy diensknegte wat deur haar hand omkom het, gewreek. Die tweede keer het hulle uitgeroep, halleluja, haar rook styg op vir ewig en ewig. En so gaan hy aangaan. Hierdie gaan nou 'n aanbiddingsmoment wees wat plaasvind. Jy sien vers 4, die 24 ouderlinge en die 4 lewende wesens het voor God neergeval. Dan sien ons ook dan weer vers 6, daar is 'n groot klank van skare en dis baie waters, klink soos baie waters en die klank van swaar donderslae soos dit hulle uitroep en 'n verheerliking bring teenoor God. En so daai is die aanbiddingsmoment. Nadat die vernietiging plaasgevind het, het daar oordeel uitgekom en na die oordeel het jy hierdie belewenis in die hemel van die Here loof en sy prys vir wie hy is. En dan het jy 'n vreemde interaksie wat plaasvind op vers 9. So nou kyk ons en hy sê, toe sê die engel vir my, skryf dit neer. Gelukkig is hulle wat uitgenooi is na die bruilofsfees van die Lam. En hy het ook vir my gesê, hierdie woorde van God is waar. En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moet dit nie doen nie. Ek is net 'n mededienskneg saam met jou en jou broers, wat die getuienis oor Jesus huldig. Aanbid God, want die getuienis oor Jesus is die gees van die profesie.
En so nou het jy amper al vir die prentjie wat jy beleef amper al Johannes kyk en hy het hierdie absolute vernietiging gesien. Eers hierdie prostituut wat sy mond laat oophang en dan die vernietiging wat gaan plaasvind daarna. En dan het jy hierdie belewenis, hierdie aanbidding en hierdie aanbidding is so groot en is so wonderlik dat teen die tyd wat hierdie engel langs hom staan, dan val hy so voor hierdie engel neer en hy begin die engel aanbid. En dan stop die engel hom dadelik en sê moenie my aanbid nie. Ek is 'n mededienskneg of 'n medegetuie soos jy. En ek dink is belangrik vir ons om te gesels dat ek dink baie keer op aarde dan het daar al begin hierdie idee beweeg van om engele te sien op aarde. En daar is amper al vir die begeerte vir dit. En ek verstaan die behoefte om die bonatuurlike te kan sien en te beleef. Bloot hoor, ek dink ons het altyd hierdie begeerte dat ons gryp na iets wat ons geloof sal anker. En as ek iets uit die bonatuurlike sien of beleef, dit sal my anker in my geloof. En ons het amper al vir die idee van, miskien kan ek 'n engel ontmoet of ernstig iets goed doen vir iemand want dalk is dit 'n engel. En hierdie begeerte amper al vir dit is so dat ons engele verhewe bo van waar hulle moet wees. En ek en jy moet onsself herinner dat 'n engel sit homself as 'n medegetuie saam met ons. En hy sal altyd, enige engel wat 'n ware engel is, sal altyd verwys dat aanbidding na Jesus toe moet gaan. Dis na God, wie God is, sy grootheid en hom verheerlik. Dis basies wat ons hierso beleef. Dan gaan hy aan, dan gaan ons die beeld van Jesus te sien. Die Jesus wat ons sal sê is die verheerlikte beeld van Jesus. Hoe lyk Jesus? Wat beleef ons? Nou moet ons ook besef, tot en met ons hierdie studie begin het, vat ons baie keer hierdie beelde en ons maak dit baie letterlik. Jy sien fisies Jesus op 'n wit perd en jy sien die karaktereienskappe en dit voel vir jou vreemd want jy het amper al vlamme in die oë en 'n swaard uit die mond en jy probeer in jou kop hierdie goeters probeer klein kry, maar ons moet onthou dat dit wat ons sien word simbole van dit wat sy karakter is. So dis wat ons onsself herinner het heel way back in Openbaring 1, dis wat ons gesien het in Openbaring 4, Openbaring 5 en dis ook nou wat ons hier gaan beleef. Ek gaan nie na baie van hierdie goeie stil staan nie, bloot wat ons het dit al baie bespreek, maar kom ons begin vers 11. En toe het ek gesien dat die hemel geopen is, en kyk, daar was 'n wit perd. Hy wat daarop sit, word getrou en waar genoem. Nou let gou op, hier word 4 keer 'n naam geallokeer aan Jesus. Die eerste keer is hierso, hy word getrou en waar genoem, en met regverdigheid oordeel hy en voer hy oorlog. Sy oë soos vlammende vuur en op sy kop was daar baie krone. Onthou nou, as ons nou hierso praat van vlammende vuur in sy oë, ons praat hierso spesifiek van die oordeel, ons kyk van dat niks ontgaan dit wat hy sien nie, hy sien alles raak. Dis wat ons daarso verstaan terug na Openbaring 1 toe. En op sy kop was daar baie krone. Nou krone weer eens praat van autoriteit, so hy met baie krone, hy sit met alle autoriteit wat by hom is. En hy dra 'n geskrewe naam, hier is die tweede naam. Hy dra 'n geskrewe naam wat niemand ken behalwe hy nie. Nou dis belangrik om te verstaan dat nie alles van Jesus is bekend aan ons nie. Ons moet verstaan van sy identiteit, van wie hy is bo menslike verstaan. Dit is nie aan ons geopenbaar nie. Ons het nie die volle prentjie van wie Jesus is in sy grootheid en in sy totaliteit nie. En so dis die eerste een. So die eerste ene was sy naam, hy word geken as getrou en waar. Die tweede een is, hy dra 'n geskrewe naam en niemand ken hierdie naam nie. En dan vers 13, en hy het klere aan wat met bloed deurweek is. Nou, dink nou aan die prentjie van Jesus op hierdie perd en sy klere het bloed aan. Nou wie se bloed is dit wat aan hierdie klere is? Sy eie bloed. So met ander woorde, dink weer terug aan Openbaring 7. Openbaring 7 is daar mense wat deur die moeilike, die marteling gekom het. Ouens wat deur die verdrukking gekom het. En hierdie ouens staan voor die troon en hierdie ouens het almal spierwit klete aan. En wat maak dat hulle klete spierwit is? Is die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus was klete skoon. Maar in Jesus se geval, die bloed van Jesus maak nie vir hom dat hy 'n spierwit kleed het nie. Hierdie word as teken
dat hy die prys betaal het. Hy is die een wat die prys betaal het, sodat mense vergewe kan word, sodat mense gereinig kan word. En dis wat ons hierso sien. So, hy sê, hy het klere aan wat met bloed deurweek is, en sy naam is die woord van God. Derde keer wat ons 'n naam sien, wat geallokeer is van hom, en hierdie keer is dit die woord van God. Dink terug aan toe Johannes 1 vers 1 geskryf het, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vers 14, en die woord het lewendig geword en by ons kom woon. So, en dan, hy skryf sy brief 1 Johannes 1 vers 1 met dieselfde stelling, dat heel in die begin was die lewende woord gewees. En so nou sien ons hierso die naam wat aan Jesus geallokeer is die woord van God. Vers 14. Toe het die leers wat in die hemel is, geklee in blink klere van suiwer, fyn en linne, hom op wit perde gevolg. Uit sy mond het 'n vlamskerp swaard gekom om die nasies mee te tref. Nou onthou weer eens, die swaard praat van sy oordeel, daar is niks wat weggesteek is vir hom nie. Dit is die ding wat skeiding bring tussen murg en been, wat indring tot in ons wese in. En hy sal met 'n ysterstaf regeer, en hy sal ook self die parskyp van geweldige toorn van God die Almagtige trap. En op sy klere, by sy heup, is 'n naam geskryf, Koning van die konings en Heerser van die heersers. So, vierde naam wat geallokeer aan Jesus. Nou, weer eens, bring net vir jou 'n kontras. Onthou terug in Openbaring 13 sien ons 'n dier, en hierdie dier het God lasterlike name oor hom geskryf. Teen die tyd wanneer ek en jy by Openbaring 16 kom en die vernietiging van die 7 bakke word uitgegooi op die mense, dan begin die mense God laster. In Openbaring 17 dan sien jy hierdie prostituut sit op 'n dier, en op hierdie dier is geskryf God se lasterlike name. So jy het amper half op hierdie diere en in hierdie mense se monde het jy die godslastering, en dit word gekontras met Jesus, en op Jesus is die naam geskryf, en hy is geken as getrou en waar. Hy het 'n naam wat niemand ken nie. Daar kan nie gelaster word teen hierdie naam nie, want niemand ken hierdie naam nie. Die woord van God is sy volgende naam, en hy is die koning van konings en heerser van heersers. En so is 'n ongelooflike mooi prentjie om Jesus te beleef in sy verheerlikte vorm, in sy volheid, in sy mag. En dan het ons vanaf vers 17 het ons die aankondiging van die vernietiging. So dis die oorlog wat plaasvind, wat ons hierso sien. In vers 17, en ek het een engel in die son sien staan, en hy het met 'n kragtige stem uitgeroep, en aan al die voëls wat hoog in die lug rondvlieg gesê, kom hierheen, trek saam na die groot feesmaal van God. Kom verslind die vleis van die konings en die vleis van die militêre aanvoerders, die vleis van die magtiges en die vleis van die perde en hulle ruiters, en ook die vleis van al die vrye mense, slawe, klein en groot. So hier's absoluut carnage, hier is op strepe mense en mense wat dood is, en al hierdie voëls word genooi na 'n feesmaal van God. So dis eintlik nogals 'n grim prentjie. Maar dan sien ons vers 19, en ek het gesien dat die dier en die konings van die aarde met hulle leers getrek het om oorlog te maak teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En hierdie is die uiteinde. Die dier is toe gevang, en saam met hom ook die vals profeet, wat in sy teenwoordigheid die tekens gedoen het, waardeur hy die mense mislei het, wat die merk van die dier dra en sy beeld aanbid. Hulle twee is lewendig in die vuurpoel met brandende swaal gegooi. Die res van die mense is doodgemaak met die swaard wat gekom het uit die mond van die een wat op die perd sit, en al die voëls het hulle versadig gevreet aan hulle vleis. En so hierso eindig dit vir ons aan die oordeel wat uitgespreek word oor hierdie goddeloosheid. En so jy het hierdie verskriklike mooi prentjie van aanbidding, en hy eindig dit af met die koning van konings, heerser van heersers, Jesus wat oorlog voer, en dis dieselfde wat hy gesê het in Openbaring 17, is en hy het hulle oorwin,
Die lam het hulle oorwin, want hy is die koning van konings en heerser van heersers. En dis die ding wat my en jou maak, ek dink hoop het altyd. So onthou nou, daar word konstant vir ons geherinner en dis wat hy vir ons gesê het in vers 4. Hy herinner ons om versigtig te wees vir die impak van wat Babylon kan doen. Die vernietiging wat kom saam met die feit dat sy verleiding bied. Die bemarking lyk amazing, maar daar kom 'n vernietiging saam met Babylon. En dan kyk ons na hierdie ding en ons wil vir 'n oomblik van ons vrees weer in ons harte toelaat. En dan sien ons Jesus, dan beleef ons Jesus in sy volheid en in die oorwinning wat daarmee saamkom. En so ons sluit 2 hoofstukke af, eintlik maar 3 hoofstukke wat weer vir ons 'n toneel geskep het. Goddeloosheid, die oordeel van God oor hierdie goddeloosheid en dan beleef ons hierdie hemelse perspektief. En wat nou nogals interessant was, is toe ek weer terug gaan blaai het na die seels toe. Jy het die 6 seels, dan jy die 7 trompette, dan jy die 7 tonele en dan het jy die 8 bakke. En dis seker nie heeltemal so intentioneel opgebreek nie, maar ek vat die aanbiddingsmoment na die 7 seels. Op die 7de seels is die aanbiddingsmoment, hierdie prentjie in die hemel is baie kort. En dan voel dit vir my amper half asof dit al hoe langer raak. En teen die tyd wanneer ons hierso kom, dis asof hy 'n opbou beleef. Die wêreld beleef ons al hoe slegter en erger. Die oordeel raak al hoe slegter en erger, maar die belewenis van die hemel raak al hoe mooier en al hoe groter. En so ek dink dis nogals iets waaraan ons altyd moet vashou, is dat ons hoop bly op God. Ons hoop bly in hom om vas te hou, om nie toe te laat dat Babylon ons insluk en ons vernietig in die proses nie, maar om te bly vashou aan sy grootheid en sy getrouheid. En dis die hart van Openbaring 18 tot 19. So kom ons sluit die oë en dan as daar enige vrae is, kan julle vra. Dankie Here vir die voorreg wat ons het om tyd saam te kan maak, om net weer 'n bietjie te gesels en net weer onsself te kan vra, Here, wat beleef ons? En dan beleef ons net, Here, u grootheid en u almag en u getrouheid. En ek wil bid, Here, dat ons dit so sal sien en beleef en sal opgewonde raak. Here, dat soos dit ons sien op aarde raak dinge al hoe erger, Here, word die prentjie van die hemel en dit wat ons gaan beleef saam met u net al hoe groter en al hoe mooier. En so mag ons vreugde in ons hart kry teenoor u en 'n dankbaarheid teenoor u vir dit in Jesus naam. Amen.